Ok, jaar 3, soos jou eksamen afpoppening. Jou toets skryf jy donderdag die 28ste Mei. Dit is jou eksamenvoorstel. Ok, so hierdie is alles wat jy moet weet in jou eksamen. Ek gaan nou elkeen van hierdie goedjies met jou deurgaan en ook vir jou net 'n paar voorbeelde wys. Ok, so ons gaan begin by faktore. Ok, so wanneer jy faktore doen, soek jy twee getalle wat met mekaar maal om vir jou die getal te gee wat hulle van jou vra. So kom ons sê ons soek die faktore van 30. Dan gaan jy nou jou calculator gebruik en jy gaan sê 30 gedeel deur 1. As dit uitwerk, dan weet jy kan sê 1 maal 30. So albei van hulle is faktore van 30. Dan gaan jy arrow back, delete 2. So jy gaan hê 2 maal 15. Enetjie terug, delete 3. Yes, hy werk ook. Dan gaan ons vir 4 probeer. 4 se antwoord is 7,5. En dit gaan nie werk nie, want ons wil nie 'n desimaal hê nie. So nou gaan ons vir 5 probeer. Hy gaan ook werk, 5 maal 6. En dan gaan ons vir 6 probeer, is 6 maal 5. So, sodra jy by die getal kom, wat presies dieselfde is, 5 maal 6, 6 maal 5, dan weet jy kan stop. Want dan gaan jy nie nog verder faktore kry nie. Nou belangrik van hierdie faktore is, jy moet dit nou kronologies gaan skryf. So dit gaan wees 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 en 30. Kan maak seker dat jy jou bewerkings wys en dat jy al die faktore neerskryf, want as jy nie almal neerskryf nie, gaan jy nie jou punte kry nie. Ok, nou som met faktore gaan jou GGF. Dit is jou grootste gemeene faktor. Ok, so hierso gaan jy nou 2 faktore kry wat jy met mekaar moet vergelyk. So kom ons vat die faktore van 20 en dan vat ons die faktore van 18. Ok, 20 gaan ons sê 20 gedeel deur 1. Hy gaan werk, so dis 20 maal 1. Dan gaan jy terug 2, 10 maal 2. Gaan jy terug 3. 3 gaan nie werk nie, daar is 'n desimaal. 4, oepsie, 20 gedeel deur 4. Hy gaan werk, 4 maal 5. Dan gaan ons vir 5 probeer. 20 gedeel deur 5. Gee ons dan 4. So onthou, nou is ek by dieselfde getal, so dit beteken, ek hoef nie verder te soek nie. Skryf dit in orde, 1, 2, 4, 5, 10 en 20. Kijk, faktore van 18. 18 gedeel deur 1. Dit gaan werk. Gedeel deur 2. Gee vir jou 9. Gedeel deur 3. Gee vir jou 6. Gedeel deur 4. Hy gaan nie werk nie, want ons 'n kommaatjie. Gedeel deur 5. Ook nie werk nie, 3,6. Gedeel deur 6. Yes, 6 en 3. So, nou dat ek weer by dieselfde getal is, nou weet ek kan stop. So ek skryf 1, 2, 3, 6, 9 en 18. Ok, volgende stap, jy onderstreep alles wat dieselfde is. 1 is dieselfde, 2 is dieselfde, daar is nie 3 nie, 6 is nie dieselfde, 9 is nie dieselfde, 18 is nie dieselfde. Nou as jy kyk na die wat geonderstreep is, watter een is die grootste?
Nou die grootste sal definitief wees 2. So my GGF vir hierdie 2 gaan wees 2. OK. En dit is hoe jy jou antwoord kry van GGF. Maak seker jy onthou al jou stappe, want stappe tel punte. OK, volgende het ons vir mol, vermenigvuldiging of mol. OK, nou aangesien jy jou calculator mag gebruik vir dit, moet jy net altyd onthou dat as jou antwoord groter word, is dit OK. Dit moet so wees. So ek gaan vir jou 3 verskillendes wys, elkeen wat 'n bietjie groter en groter word. 75 maal 4, 282 maal 18 en dan 3752 maal 25. So dit kan wees dat jou getalle al groter word, wat beteken jou antwoord moet al groter word. En dan gaan jy calculator toe. 75 maal 4 is 300. OK, dan gaan jy volgende een 282 maal 18, 5076. En dan gaan jy na die grootste een, 3752 maal 25. So dit gee vir jou 93800. Jy het nie nodig om honderde stappe te wys nie. Maak net seker die antwoord wat jy op die calculator kry, skryf jy heeltemal reg oor in jou boek of op jou toets. OK. Volgende het ons verdeling. Nou, by deling kan jy ook jou calculator die hele tyd gebruik. En weer eens, daar gaan maklike sommetjies wees en dan gaan dit 'n bietjie meer ingewikkeld wees. So kom ons vat 38 gedeel deur 9, 405 gedeel deur 15 en dan 'n lekker grootte 8722 gedeel deur 21. So daar gaan kere wees wat jy 'n desimaal kry. Kom ons kyk gou of ons dit kry. 38 gedeel deur 9. Sommer die eerste een. So jy kry 4,22222. Nou, jy het regtig nie nodig om al daai 2's te gaan neerskryf nie. Maak asseblief net seker dat jy 2 desimale plekke neerskryf. So jou antwoord gaan wees 4,22. En dit is jou antwoord vir jou eerste sommetjie. Dan nommer 2, 405 gedeel deur 15, gee vir jou 27. OK. 8722 gedeel deur 21, weer een met 'n lekker desimaal, so dis 415,33. 415,33. Maak asseblief seker dat jy net 2 desimale skryf. Moenie al die desimale gaan neerskryf nie. So vir mol en deel kan jy net jou calculator net so gebruik. OK, dan kan ons oorskuif na BODMAS toe. OK, so onthou BODMAS is eerste hakkie, dan van, deel, mol, plus en minus. Nou, BODMAS sommetjies kan soms deur mekaar wees, maar die belangrikste wat jy moet onthou is om alles 100% in jou calculator in te tik, sodat jou calculator vir die antwoord kan gee. So kom ons vat 'n paar voorbeelde. OK, so jy gaan letterlik in jou calculator gaan sê 7 minus 4
plus 3 maal 2. En dan gaan jy antwoord kry van 9. En jy gaan net so die antwoord van 9 gaan neerskryf wat van jou kalkulator afkom. Kom ons kyk nog een. So jy gaan hê 64 gedeel deur 8 plus 4 maal 2. Alles net so intik, antwoord 16. En dan is jy klaar. Jy hoef nie verdere stappe te wys nie. Gebruik jou kalkulator, kom by die antwoord uit. En dan as jy ietsie kry met 'n hakkie, kyk asseblief dat jy weet hoe om jou hakkie te gebruik. So jy gaan sê 7 plus, dan sit jy jou hakkie in, 9 maal 9, maak toe jou hakkie, minus 14. En dan gaan jy jou antwoord kry van 74. So as jy net weet hoe om jou hakkie te gebruik, dan sal jy sharp wees. Ok, dan weer eens, vir BODMAS, deel en maal, mag jy jou kalkulator net so gebruik en die antwoord neerskryf. Ok, volgende het ons veelvoude. Ok, so veelvoude beteken tel in die getal. So, sodra jy in 'n getal tel, dan plus jy dieselfde getal die hele tyd by. So kom ons sê, ons soek die veelvoude van 5. Dan gaan ek nou in 5 tel. Maar ek ken dit, so ek het nie my kalkulator nodig nie. So dan gaan jy 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50. Super belangrik, jy moet altyd 10 neerskryf. Ok, so ons het gegaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nou kom jy by een wat 'n bietjie meer ingewikkeld is, veelvoude van 13. Nou, ek kan nie dink dat enigiemand die veelvoude van 13 ken nie. So jy gaan op jou kalkulator gaan 13 plus 13. Onthou, die eerste veelvoud is altyd die getal wat vir jou gevra is. Dan het jy 26, dan gaan jy weer sê plus 13. So 3 keer moet jy plus. Dan het jy 39. En van nou af kan jy net druk is gelyk aan 52 is gelyk aan 65, 78, 91, 104, 117 en dan 130. So vir jou kalkulator om 'n memory op te bou, moet jy dit 3 keer gaan plus. En dan kan jy die eerste 10 veelvoude gaan neerskryf. Nou, saam met veelvoude kry jy ook 'n KGV. Dit staan vir kleinste gemeene veelvoud. Ok, wat beteken dit? Ek het nou 2 veelvoude, kom ons vat die veelvoude van 4 en die veelvoude van 8. Ek het 2 verskillende veelvoude. Ek moet nog steeds 10 van elkeen gaan neerskryf, maar nou moet ek gaan soek watse een van hulle is die kleinste. So as ek 4 sin gaan doen, gaan ek hê 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nou gaan ek in 8's moet tel.
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 en 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar. Nou moet ek alles gaan onderstreep wat dieselfde is. 8 is dieselfde, 16 is dieselfde, 24 is dieselfde, 32 is dieselfde en 40 is dieselfde. Maar tussen hulle twee moet ek nou gaan kyk van die wat onderstreep is wat. Sien is die kleinste. En die kleinste een gaan definitief nou 8 wees. So my KGV vir hierdie twee sal wees 8. Kan, maak asseblief seker jy weet hoe om hierdie KGV te doen. Dis regtig belangrik, dit is in jou toets en dit tel redelik baie punte. Ok, so as jy na die afbakening gaan kyk, het ons faktore gedoen, ons het GGF gedoen, ons het mol gedoen, ons het veelvoudig gedoen, KGV, deel en botmas. So nou gaan ons oor na bereke doen. Bereke. Ok, eerste ding wat belangrik is, as jy 'n vorm kry, kom ons hoop hierdie vorm werk uit. Ok, jy het 'n vorm, hy is verdeel in 1, 2, 3, 4 dele in, en daar is 1 deel van die 4 ingekleur. So, as jy hom nou gaan neerskryf om hom te identifiseer, gaan jy sê dis 1 uit 4. Kijk, kom ons probeer 'n beter voorbeeld. Ok, ek gee vir jou hierdie voorbeeld, ek kleur 'n paar van sy blokkies in, en ek vra vir jou, wat se breek is hierdie? Nou moet jy onthou, aan die onderkant is mos jou noemer, en aan die bokant is jou teller. Nou jou noemer is altyd die totaal van die blokkies, en jou teller is dit wat ingekleur is. Ok, so as jy na die voorbeeld gaan kyk, gaan jy sê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noemer gaan wees 8. Hoeveel is ingekleur? 1, 2, 3. 3 uit 8 is ingekleur. So dit is wat dit beteken om 'n breek te identifiseer. Kijk, en dan kry ons ekwivalente breuke. Ok, 'n ekwivalente breuk is waar jy 2 vormpies het, wat nie dieselfde hoeveelheid in opgedeel is nie, maar dit stel dieselfde prentjie voor. Ok, so, hierdie kant, kom ons sê, enetjie is ingekleur, maar hierdie kant is 2tjies ingekleur. Nou gaan ek kyk, wat is my totaal? 1, 2, 3, 4. Hoeveel is ingekleur? 1. Aan die kant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoeveel is ingekleur? 2. Nou moet ek gaan kyk, was hierdie 2 breuke ekwivalent aan mekaar? So, wanneer jy dit wil bepaal, mag jy net maal of jy mag deel. Jy mag nie plus nie en jy mag ook nie minus nie. So, wat het met 4 gebeur om by 8 uit te kom? Ek het gesê, maal met 2. My goue reël in breuke, wat ek onder doen, moet ek bo doen. En 1 maal 2 gaan vir my
2 gee. Kijk, so, kom ons probeer hulle, waar hulle bietjie anderster lyk. 10/15 is gelyk aan 30 oor wat ook al. Nou gaan jy vra, wat het met 15 gebeur om by 30 uit te kom? Jy het gesê, maal met 2. Wat ek onder doen, moet ek altyd bo doen. En 10 maal 2 gaan vir my 20 gee. Ok, goue reël. Wat ek onder doen, doen ek bo. Wat ek bo doen, doen ek onder. En dan enetjie waar jy gaan deel. Ek het gedeel of verander. Kijk, as jy van 80 af na 40 toe moes gaan, het jy om in die helfte gedeel. En wanneer jy in die helfte deel, dan deel jy deur 2. So wat ek onder doen, moet ek bo doen, gedeel deur 2. 50 gedeel deur 2 gaan vir my gee 25. So jy moet mooi kyk, wanneer moet jy gaan maal en wanneer moet jy deel. Daar gaan altyd vir jou 3 deeltjies van die breek gegee word en jy gaan net een van hulle moet gaan uitwerk. Kijk. En so op die afbakening, ons het identifiseer breuke gedoen, ons het ekwivalente breuke gedoen en dan breuke woordprobleme. Jy gaan woordprobleme kry en jy gaan die antwoord net as 'n breek moet skryf. So maak maar net seker jy lees dit baie mooi. Kyk, onthou jy mag 'n sakrekenaar gebruik, maar jy moet ook al jou bewerkings wys. Want sonder jou bewerkings kan ons nie vir jou punte gee nie. Jy gaan studienota skryf, so asseblief gebruik dit, leer hard, gaan vra jou onderwyser as jy hulp nodig het. En dan ja, baie sterkte.